en welkom by ons derde episode van Kyk hoe praat ons. Vandag kuier ons saam oor geloof en meer spesifiek oor Christendom. By Kyk hoe glo ons dat geloof nie net iets is wat jy kan sê nie, maar iets is wat jou dade en jou woorde moet rig. Dit is jou kompas wat jou help om die pad te vind na die bestemming wat vir jou bedoel is. En saam met ons vandag het ons 'n baie spesiale paartjie, François en Marlenae Barnard. Hulle is beide voltyds in die bediening hier in Riversdal en leef elke dag met die passie om Jesus se boodskap te deel. François en Marlenae, baie welkom vandag hier by ons. Ons is opgewonde om saam met julle te kan gesels oor geloof en hoe dit ons kindertjies se lewens kan rig. Ja, ag nee, awesome, maar baie dankie. Dankie vir die voorreg en die geleentheid. Ja, ons is baie excited oor dit. So ja, awesome. Die inisiatief vir hierdie geleentheid het begin uit die gedagte dat ons besef ons is besig om aan die einde van die jaar in te beweeg. Almal is moeg, almal is so haastig en aan die gang. Kersfees loop voor en ons wil graag hê dat mense met die gedagte moet ingaan. Jy weet dat dit mense nie dit net moet laat verby hardloop nie. Jy moet regtig met intensie daarin gaan. So ons het so 'n paar vragies wat ons met julle gaan gesels deur dat ja, ons kan sien wat daar uitkom. Die eerste vragie is, hoe kan ouers en kinders saam bid op 'n eenvoudige en 'n natuurlike manier? Ja, ek dink die groot ding is die groot woord in hierdie vraag is die natuurlike manier. En ek dink as dit vir 'n ouer nie natuurlik is, jy gaan dit dalk bietjie awkward wees in die begin en jy gaan nie weet hoe nie en jy gaan dalk voel maar ek is nie waardevol genoeg nie, mag ek dit doen. So ek dink eerstens, ek dink dit is maar iets wat baie algemeen is vir ons, of iets waarop ons baie bou, is ons as ouers moet dit eers vir ons moet dit eers reg doen. So ons moet eers 'n verhouding met die Here bou. Uit ons verhouding met die Here gaan dit meer natuurlik kom dat ons kan stilte tyd hou, dat ons op 'n punt kom dat ons hierdie mooi waardes en die awesome goed dat ons in die Bybel ontdek en dan vir hulle gee. So ek dink die hoofsaaklike punt of die groot punt is dat jy as ouer moet gaan ontdek wat in die woord is, want jy kan nie iets vir jou kind gee wat jy reeds nie het nie. En ek dink as jy al daai waardes en die mooi van die woord ontdek, en ek dink dis wat dit so in die tyd waarin ons leef, is dit baie meer 'n godsdiens as wat dit 'n verhouding is wat eintlik nie reg is nie. Ons moet meer uit 'n plek van verhouding uit leef met die Here en nie godsdienst net op 'n Sondag nie. En ek dink daar's soveel mooi goed in die woord wat die Here vir ons gee om te ontdek en hy steek dit nie weg nie. Ek meen ons moet dit net lees en ek dink jy as ouer, as jy daai waardes gaan ontdek in die woord, gaan jy dit kan beter gee vir jou kind en dit so ja, ek wil amper sê jy as ouer moet eers die preek kry voordat jy dit vir jou kind bring, want dit moet eers vir jou waarheid word en waardevol word voordat jy dit vir jou kind deel. Want weer eens as jy kan nie iets vir jou kind gee wat jy nie het nie. En as jy al die waardes kry, dan kan dit meer natuurlik kom. En dan is daar soveel hulpmiddels nou maar hy doen die kinderkerk, so hy kan seker 'n bietjie meer die praktiese deel gee van hoe dit werk en goed, maar vir my is dit spandeer tyd. Jy moet die voorbeeld stel. Absoluut, yes. Ja. Jy moet natuurlik bid en om dit te kan doen moet dit vir jou natuurlik voel, vir jou met 'n verhouding met die Here. Ja. En dit klink eintlik so eenvoudig. En ek dink dit is veronderstel om eenvoudig te wees. Ek dink om 'n kind van God te wees en Christendom in die geheel was nooit bedoel dat dit moet moeilik wees nie. Ek meen die Bybel sê jy hoef nie te vaar op die see of te gaan vlieg of ver te gaan omdat die woord is in jou hart, dit is naby jou. En ek dink dis die groot ding. Kinders sien wat jy doen, hulle luister noodwendig wat jy sê nie. Absoluut. Ja, ek dink almal van ons wat kinders het sien dit. Kinders is maar ongehoorsaam, maar en soos jy gesê het, daai voorbeeld stel, hulle leer by jou hoe om te reageer, leer by jou krisisse, hoe om probleme op te los. So al die goed leer hulle, nie net wat ons sê nie, maar wat ons doen. Absoluut. So ja, ek sal sê dit moet eers natuurlik kom vir jou voordat dit natuurlik is vir jou om jou kinders te bedien ook. Wat baie belangrik is. Kon jy vir iets so byvoeg nie? So ek dink wat baie belangrik is as ons 'n praktiese voorbeeld kyk,
ons bly tussen baie boere en as ons na al die boere se kinders kyk, hulle sal maklik eerder die dag by die huis bly en boer as skool toe gaan. So dit is natuurlik vir hulle. So ek dink om daai natuurlike leefwyse aan te leer. En vir ons het 'n maklike ding 5-5-5, so 5 minute 'n worship liedjie, 5 minute Bybel lees en 5 minute bid. Ons hoef dit nou nie te time nie. Dit hoef nie presies te wees nie, maar dit is 'n maklike ding vir die kinders om te onthou. Gaan ons 5-5-5. En dan sit jy lekker worship liedjie op wat hulle ook ken en julle as gesin dans saam en sing saam, lees Bybel of die kinders kan dans, pappa kan Bybel lees, mamma kan bid, so ietsie. En ek dink ook dit moet uit die hart uitkom. Ek verstaan heeltemal van byvoorbeeld om te bid en vir 'n kleintjie op my stoeltjie te leer, maar in die langer, soos wat hy genoem het, dit is 'n verhouding. So ons moet gaan sit en ons moet sê, okay, wat gaan vandag in jou hart aan? Okay, kom ons bid vir dit. En daaruit vloei alles net. Nee, om te leer om net te gesels. Ek het nou onlangs ook iemand gehoor sê dat om te bid is nie net 'n gebabbel nie. Dit is nie, want ek dink dis baie keer veral as mense nie groot geword het daarmee om te bid, dan voel hulle jy praat met niks, dit lyk silly. Maar dan is daar in daai selfde gesprek wat ek gehoor het, is daar gesê dat daar is bewyse dat gebede word beantwoord en jy moet met daai intensie bid, weet dat jy word gehoor en jy sal beantwoord word. Nie noodwendig altyd soos wat jy dink jy gaan nie, maar jy sal beantwoord word en ek dink as ouers met daai intensie bid, kan kinders dit net soveel makliker aanleer. Ja, ek wil gou daar aansluit. Jy het gesê nie almal het so groot geword nie. En dan kan dit soms moeilik wees vir ouers om nou hulle kinders te leer want hulle weet self nie hoe nie. So dis eintlik maklik. 'n Kind vat net die Bybel en begin by iets en jy hoef nie te weet nie. Jy lees wat uit die Bybel uit staan. Jy sing die liedjies saam. Jy hoef nie die kennis te hê voordat jy dit eers doen nie. Begin dit net doen saam met jou kinders en al is dit kinderliedjies of kinderversies of eenvoudige versies gaan jy ook daaruit leer. So dis daai ding om te besef, okay, ek het dit dalk nie gehad nie, maar ek wil dit vir my kinders hê. En dan begin jy dit doen vir jou kinders. Om dit vir jou kinders te wil hê en dit te gebruik as 'n motivering. En ek vind dat dit is baie keer waar ouers begin vra, jy weet, wie is God, waar is God? Hulle begin soek wanneer hulle ouers word, dan hulle besef daar moet meer wees in hierdie wêreld as net ek en my selfsugtige gedagtes, nê? Ja, alright. En watter praktiese maniere is daar vir gesinne om Sondag en Bybelstories lekker en interessant te maak? Ek dink dit sluit aan by wat ons nou gesê het, is dat mens moet dit natuurlik maak. Is daar iets wat julle sou wou aansluit by dit? Ja, ek dink ons leef in 'n tyd wat so baie hulpbronne beskikbaar stel. As jy net op die internet kyk, Pinterest, True Way Kids, YouTube, daar is soveel True Way Kids. Okay. So dit is 'n gesin wat ook net besluit het hulle wil hulle kinders leer of hulle kind leer van Jesus en hulle het vir hulle kind eintlik lesse begin skryf en dit toe vertaal en lesse en alles is gratis. Dit is amazing. Wow, en van watter ouderdomme af, weet jy? Hulle het dit verskillende ouderdomme, so jy kan, dis dieselfde tema, maar dan is dit sê maar geskik vir 'n toddler en dan gaan dit so aan tot ouer. So dis amazing. Ons gebruik dit self. Dankie vir die deel van daai hulpbron. Ja, want dit vat tyd om sulke goed te gaan uitwerk en dis soos jy nou ook genoem het van baie keer dink jy ag jy moet net die Bybel oopmaak, maar dit is ook weer nie maklik vir almal nie. En as hulle by iets kan begin wat hulle rig, kan dit ook nader. Ja, en is Afrikaans ook. Fantasties. Ja. Okay. So dis amazing. En dan as jy op YouTube kyk of Pinterest, jy dink nou jy wil vandag ietsie oor vergifnis vir jou kinders leer. Gaan kyk op YouTube of Pinterest en kry 'n praktiese ding. Kinders wil goed sien. Hulle wil ietsie, hulle onthou iets. Jy dalk 'n ballon in die huis sê en dan gaan soek op 'n lesie oor 'n ballon en leer hulle iets en hulle onthou dit. So dit is nie dat dit altyd so hoef te wees nie, maar daar is iets in dit vir die kinders om dit visueel te sien en te onthou. Ja, ek dink vir my vir 'n Sondagoggend, kyk ek was toe vanaf ek klein was Sondagoggend nie vir ons opsie nie. Ons moes gaan. Dit is soos toe ek skool toe gegaan het ook, jy moes amper byna in die hospitaal beland voordat my ma vir my sê luister, jy gaan nie skool toe nie. En ek het begin, maar ek dink met wat se hart my ma dit gedoen het, was nie my te forceer om te sê maar jy sal nou gaan nie. Want daar het ek geleer wat
wat kerk is en die samekoms en die samesyn en die liefde en vir mekaar bid ook. En soos wat Paulus sê, ons moet nie die onderlinge byeenkomste mis, so sommige dit die gewoonte ag nie. Nou ek het nou vinnig vertel, ons was so 'n paar weke terug of maande terug was ons met verlof. En die sonoggend lê ons in die bed en ek sê vir haar, ek wil nie kerk toe gaan nie. Ek meen ons doen dit elke Sondag. So dit is so ek sê vir haar, ek wil 'n bietjie rus. Ek wil 'n bietjie rus en ek sê vir die kinders ons gaan nie kerk nie, maar nou kyk ons tog hoe laat begin kerk. Ja. En ek lê daar en ek ervaar toe dat ek wil nie my kinders leer dat ons gaan net kerk toe omdat pappa werk nie. Ons moet kerk toe gaan omdat dit vir ons lekker is in die huis van die Here. Want ek is so bang dat omdat ons in die bediening is dat my kinders sien net kerk as werk. Maar hulle moet dit sien dat kerk is nie net 'n plek waar pappa werk nie of mamma werk nie. Kerk is regtig 'n plek waar ons saam met die gelowiges kom, waar ons kan sê, "Jesus, maar ek gaan deur 'n moeilike tyd, help my, bid vir my." En dit was vir my altyd kerk gewees. Kerk was nooit hierdie jy sing 'n liedjie en jy preek 'n bietjie en jy gee 'n tikkie en jy gaan huis toe nie. Kerk was altyd vir my hierdie plek waar gebrokene mense kom om weer heel te word. So en toe gaan ons kerk toe. So ons het toe nou so ons sê okay, maar hoorie, ons gaan nie kerk nie, toe gaan ons kerk toe. Want is vir ons lekker en dit was ons lekker bietjie om nie seker te maak die musiek is reg of die koffie is reg of dit. Ons het net gegaan om te gaan ontvang. En ek dink ook dit wat vir jou opsioneel is, raak irrelevant vir jou kind eendag. En ek dink as dit opsioneel raak vir ons om kerk te gaan jou kind groot word met die wete van, of met die gedagte van, maar dit is irrelevant vir my, want dit was nie vir ons noodsaaklikheid. En ek dink dis wat my ma en my geleer het van, kerk is nie net, dit is nie 'n opsie, dis 'n noodsaaklikheid. So Sondag, en ja, ek verstaan ons lewe in 'n tradisionele wêreld, en ek dink veral ons as Suid-Afrikaners, ons wil Sondag is ons kerkdag, en dit werk so. Wat ons nou gesê het met die eerste vraag is dat Christendom is nie tradisie nie. Dis verhouding. Ek dink as mense by 'n punt kom van, maar Jesus het alles gegee vir my, daarom wil ek my alles gee vir hom, en sy kerk in. So nee, ek dink Sondag is vir ons awesome, want ja, ek love 'n Sondagoggend, maar nie net omdat dit my werk is, maar omdat dit 'n plek is waar ons mense sien weer. En jy groet hulle en jy verwelkom en jy gee drukkies, en ek druk mans ook, hoor. So nie net vrouens nie. Maar ja, en dit is net is 'n plek waar jy saamkom in die teenwoordigheid van die Here. En vir mekaar bid en vir mekaar omgee. So kerk vir my is amper nie opsie nie, omdat ek so groot geword het, omdat ons dit leef ook. So kerk is 'n plek van gebrokenheid, ja, maar van heelmaking ook. Waar jy met jou seer kom, maar jy stap weg met daai mooi en genesing en heelmaking wat die Here gee. So dis wat kerk vir my nog altyd was, maar nooit 'n tradisie ding. Dit is altyd vir my 'n baie mooi, een baie mooi plek van Dis soos asemhaal, dis nie vir jou tradisie, dis wat jy net te oorleef, dis vir jou lekker om asem te haal, want dan hou jy aanleef. En hoe kan ouers kinders aanmoedig om Jesus se liefde met hulle maats by die skool te deel? Ja, ek dink, weer eens, dit gaan oor waardes. Die waardes wat jy by die huis het. 'n kind gaan sy default wees om die waardes wat hy by die huis en uit te leef in krisisse of in maatjies of by die skool. So as die waardestelsel reg is, uit 'n plek uit van liefde, 'n plek van omgee vir mekaar, en ek dink ook waar hulle sien hoe mamma en pappa met mekaar werk. I mean, as ons die hele tyd skel, as ons die hele tyd krapperig is, en ek verstaan daar so kom tyd, dit is nie altyd maaskindroos in die huwelik nie, maar dat ons besef, maar hoor, ons moet eintlik versigtig wees wat ons vir ons kinders sê. Versigtig wees hoe ons vir ons kinders met mekaar werk, want en is eintlik hartseer, en jy sien dit in baie volwassenes se lewens, sien 'n mens die kindwond of die ouerwond in 'n kind se lewe. En ek wil nie sê vir al nie, maar jy kan dit sien by mans ook,
of by mense wat 'n gebroke pa verhouding gehad of 'n afwesige pa verhouding, is dit moeilik vir hulle om God te sien as Vader, want hulle prentjie van Vader was nooit mooi nie. So as die waardestelsel reg is van liefde en omgee en beskerming en vriendelikheid, dan gaan jou kind dit outomaties uitleef ook. Want jou kind gaan altyd na sy default toe gaan wanneer hy in 'n krisistyd is. Hy gaan nie altyd onthou wat mamma sê nie of pappa sê nie. Hy gaan doen wat in die huis aangaan. Of dit nou abusive is of al dan nie. En weer eens, as jou waardes reg is, en ek dink 'n groot ding is identiteit. As sy kind sy identiteit besef, jy is in homself, in Jesus Christus, as 'n seun of as 'n dogter, en as die identiteit reg is, gaan hy uit 'n plek van selfversekerheid leef. Hy gaan weet, maar shoot, dis wie ek in my ouerhuis is, dis wie ek, dis wie Jesus sê ek werklik is, en uit 'n plek van boldness gaan hy reageer. So ja, en ek dink dit is iets wat die Here ook vir ons sê, ons moet ons Here ons God lief met ons hele hart, ons hele siel, en jou naaste lief hê soos jouself. En as daai waardes deel is van jou huishouding, gaan hulle dit uitleef. En ja, kinders gaan nie altyd mooi met hulle maatjies wees nie, want hulle beklei en hulle is krappig. Hulle leer ook maar die lewe, né? Hulle doen, maar die default setting, hulle gaan altyd teruggaan na wat hulle sien in hulle ouerhuis. En as hulle daar liefde kry en aanvaarding kry, gaan hulle dit makliker gee ook. Ek dink wat saam met dit gaan is, ons kan hulle leer om reg op te tree, maar ons moet hulle ook leer as ander nie dieselfde terug is, wat om dan te doen, en om dan sterk te bly en nog steeds jou waardes uit te leef. En ek dink dit is iets wat net met tyd kom. Elke situasie gaan jy maar weer, as jou kind by die huis kom en 'n storie vertel, en sê jy, okay sussie, okay boetie, volgende keer doen ons dit so, of volgende keer doen ons dit so. En net aanhoudend vir hulle te sê, dit is hoe jy dit moet hanteer, moenie dit nie, doen dit, probeer dit of probeer dit. En dit is 'n aanhoudende leerproses. En om hulle te herinner dat ons kan nie help, of ons kan nie beheer hoe ander optree nie, maar jy kan beheer hoe jy optree. En ons moet nie mis dat al is ons kinders klein, kan hulle die goed aanleer, en hulle kan, so ons kan nie die gesprekke met hulle, hulle is nie te jong vir dit nie, en ons kan hulle van kleins af leer en vorm om volgende keer beter op te tree in die situasie. Verseker, ek sien dit met Luca, dat die gesprekke wat mens met hom kan voer, is nie wat ek voordat ek kinders gehad het gedink het, mens gaan met 'n 2 of amper 3-jarige kan voer nie, en dan ook die gesprekke wat nou terugkom, is vir my altyd so interessant. En ek dink, die feit dat hy kan gesprekke toevoer, is omdat ons van babietjie af met hom praat, en gesprekke initieer, en al het ons partykeer dalk behoor sy kop gepraat. Ek dink ons onderskat kinders. En ek dink dit is met kyk hoe praat ons ook nogal 'n deurslaggewende tema, is dat ons onderskat kinders. Ek dink baie keer is die idee nog dat op 3 of 4 moet hulle nog dummy suig en nog heeltemal doek dra en met 'n kombersie rondloop, en dit is nie die geval as jy kyk na die voorbeelde wat om jou is, dat hulle is baie meer volwasse as wat mens dink, en hulle is tot baie meer in staat as wat mens dink. En ek dink dit is hoekom dit belangrik is om van kleins af geloof te initieer. En dit wat ek ook by julle hoor, is dat die voorbeeld, as die ouer nie die regte voorbeeld en die Engelse woord authentic voorbeeld stel nie, as die ouer nie 'n verhouding het nie, as die ouer nie respek wys nie, as die ouer nie geduld wys nie, dan kan mens nie verwag om kinders dit te doen nie. Want jy as ouer is in hulle lewe geplaas om 'n voorbeeld te stel vir hulle met wie is, en ons moet ons voorbeeld by die Here kry. Ja, dit is nogal 'n baie belangrike samevatting, dink ek. So ons laaste vraag hierso is, hoe kan 'n gesin Christelike waardes soos dankbaarheid en respek elke dag uitleef? Ek dink die tema loop so mooi deur hier, sodat mens moet 'n voorbeeld stel, né? Ja, en ek wil gou daar ietsie by sê. Hierdie is dalk moeilik vir enkel ouers. Ek dink dis ons kan dalk sê, okay, maar pappa jy het 'n rol en mamma jy het 'n rol, en ons kan vir die ouers aanmoedig, pappa gaan kyk wat jou rol en dit met jou uitleef in jou huis, en mamma dis jou rol en dit met jou uitleef. Maar dan is daar enkel ouerhuise, en dis albei kante toe, maak nie saak of dit 'n enkel ma of enkel pa is nie, dit is baie moeilik. En dan moet mens bid en vra vir die Heilige Gees, as jy 'n pappa is, om vir jou die sagtheid te gee wat 'n mamma het, as jy 'n mamma is, om vir jou die fermheid van 'n pappa te gee, en God sal jou nie alleen los nie. Ek weet jy voel fisies alleen, maar hy sal jou lei en hy sal jou help om al die goeders wat nog steeds wat ons wil hê in ons kinders, om jou op 'n ander manier te
te help om dit in hulle te sit. Te bemagtig. Ek dink dis ook 'n baie belangrike ding om dan uit te reik na jou gemeenskap, Ja. na jou kerklike gemeenskap. Veral as jy nie net as jy enkelouer is nie, as jy gesin is ook, maar juis ook as jy enkelouer is, sodat jy daai input kan kry van 'n betroubare bron af, want op die ou end die input wat jy as ouer weer kry, gaan ook deur syfer na jou kinders toe. So en ek dink dit is iets wat ook in die huidige lewe nogal ontbreek, is die feit dat mense dink hulle moet op hulle eie kan. Ja. En dit is nie die waarheid nie. Ek het al so baie genoem, it takes a village. En die village waarvan hulle praat is nie net jou gesin nie, dit is die mense om jou, dis jou buurman, dis jou skool, dit is die juffrou by die skool. Dit is deel van jou village en mens moet hulle benut en mens moet vir hulle bid. Ja, sodat dit wat julle met mekaar deel op die ou end iets van waarde is. Ja. Ag julle baie dankie dat julle ons vandag hierso kom met ons kom gesels het en met ons kom deel het. Ons waardeer julle harte en ons waardeer wat julle doen en julle passie vir die Here is regtig 'n voorbeeld vir almal om julle en ons bid dat julle dit asseblief sal aanhou doen, dat julle aanhou sal die geleentheid hê om dit te doen en ons dank julle ook as skool dat julle by ons kom deel het en ons glo dat die ouers en nie net ons ouers nie, maar alle ouers wat hierdie video sal kyk of hierdie greep, dat hulle waarde daar sal invind en dat hulle nie net die einde van die jaar sal aframmel nie of afhardloop nie, maar dat hulle sal besef as hulle tot hier gekom het, dit is ook genade. Mens moet dankie sê daarvoor en mens moet vir jou kinders, veral in die tyd wat nou ingaan, dankbaarheid vir tyd en vir wat jy het. Jy moet as ouer dit wys, sodat jou kinders dit ook kan wys, nee. Dankie dat ons hier kon wees. Ja, dit net 'n plesier. Dankie vir elkeen wat gekyk het na nog 'n praatjie van Kyk hoe praat ons. Ons sien uit om julle binnekort weer te sien.